Dit is belangrik vir besighede om hul bedrywighede eties en professioneel uit te voer. Dit verseker 'n goeie besigheidsreputasie wat tot produktiwiteit en winsgewendheid kan lei. Etiese gedrag verwys na die morele beginsels wat in die samelewing aanvaarbaar is en fokus op die ontwikkeling van 'n morele kompas vir besluitneming. Voorbeelde sluit in om binne die wet te werk, betrokke te raak by wettige sakepraktyke en nie gebruik te maak van kinderarbeid nie. Professionele gedrag daarenteen verwys na wat reg, verkeerd en aanvaarbaar is binne die besigheid en fokus op die handhawing van die reputasie van die besigheid. Voorbeelde sluit in doeltreffende gebruik van werktyd, om kliënte se inligting vertroulik te hou en die gebruik van beleefde taal met alle belanghebbendes. Die King-kode is 'n stel etiese beginsels wat daarop gemik is om goeie korporatiewe bestuur te verbeter. Deursigtigheid beteken dat saketransaksies openlik gedoen moet word en werknemers moet bewus wees van die indiensnemingsbeleide van die besigheid. Aanspreeklikheid beteken dat daar gereelde kommunikasie tussen die bestuur en belanghebbendes moet wees en interne en eksterne finansiële audits moet uitgevoer word. Laastens beteken verantwoordelikheid dat die direksie programme implementeer wat die gemeenskap waarin die besigheid funksioneer beskerm en remedierende programme ontwikkel om die omgewing te beskerm. Ons sal nou fokus op die uitdagings wat deur elke tipe onetiese en onprofessionele besigheidspraktyk gestel word. Onbillike advertensies verwys na die gebruik van vals en misleidende stellings oor produkte en dienste. Sommige advertensies kan as diskriminerend beskou word as dit sekere dele van die bevolking uitsluit of teiken. Besighede moet aangemoedig word om hul advertensies regverdig en in lyn met die grondwet te hou. Die pryse van goedere in landelike gebiede verwys na besighede wat buitensporige hoë pryse vir goedere in landelike gebiede vra. Mense in landelike gebiede word dikwels gedwing om hierdie hoë pryse te betaal, aangesien hulle nie in staat is om pryse wat deur verskillende kleinhandelaars gehef word te vergelyk nie. Besighede kan hierdie beheer deur markverwante pryse vir goedere en dienste te hef. Belastingontduiking verwys na die doelbewuste vermyding van die besighede se ware belastingaanspreeklikheid. Besighede kan swaar strawwe en kriminele aanklagte in die gesig staar vir belastingontduiking. Besighede kan belastingontduiking voorkom deur eerlike en akkurate finansiële rekords te hou, dit te laat audit en dit betyds by die SAID, Suid-Afrikaanse Inkomstediens, in te dien. Volgende, kom ons kyk na 3 tipes onprofessionele sakepraktyke. Seksuele teistering behels ongewenste en onwelkome aandag van 'n seksuele aard van iemand by die werk. Hierdie tipe gedrag veroorsaak ongemak vir die slagoffer en kan inmeng met hul vermoë om hul werk te doen. Besighede kan seksuele teistering hanteer deur 'n seksuele teisteringsbeleid te skep, interne klagteprosesse te implementeer en werknemers op te voed oor seksuele teisteringskwessies. Die ongemagtigde gebruik van werkplekfondse en hulpbronne behels dat iemand die besigheid se geld of hulpbronne sonder toestemming gebruik. Sulke bedrog verhoog besigheidskoste en verminder die onderneming se mededingendheid. Besighede kan dit beheer deur gereelde audits uit te voer, die aantal mense wat toegang tot fondse het te beperk en bedrogvoorkomingsstrategieë te implementeer. Misbruik van werktyd verwys na persoonlike aktiwiteite wat deur werknemers tydens werksure gedoen word. Voorbeelde sluit in om persoonlike oproepe te maak of lang middagete te neem. Dit verminder produktiwiteit en winsgewendheid van 'n besigheid. Besighede kan misbruik van werktyd bestuur deur direk met die geaffekteerde werknemers te praat en opleiding oor die etiese kode te doen.